Baie jare lank moes die Israeliete hard werk as slawe in Egipte. God het hulle swaar kry gesien. Toe stuur hy vir Moses en sy broer Aaron na Farao. God het gesê, laat my volk gaan. Moses en Aaron het voor die magtige Farao gestaan. Maar Farao het sy kop geskit. Nee, het hy gesê, ek gaan hulle nie laat gaan nie. Farao het gedink hy is sterker as God. Maar hy was verkeerd. Toe het God die eerste plaag gestuur. Moses het sy staf oor die Nylrivier uitgesteek. Skielik het die water rooi geword. Almal was verbaas, maar Farao het nog steeds nie geluister nie. Toe stuur God duisende paddas. Paddas was oral, in die huise, op die beddens, in die kombuis en selfs buite op die paaie. Kan julle dink hoeveel paddas dit was? Maar Farao wou nog steeds nie luister nie. Daarna het klein muggies oral verskyn. Die mense kon hulle nie wegjaag nie. Hulle was oral. Maar Farao het hardkoppig gebly. Toe het groot swerm steekvliee gekom. Die vliee was oral in Egipte. Maar waar God se volk gewoon het, was daar geen vliee nie. God het sy mense beskerm. Toe het baie van die Egiptenare se plaasdiere baie siek geword. Maar God het weer sy eie volk se diere beskerm. Nog steeds het Farao nie geluister nie. Daarna het baie mense pynlike swere gekry. Hulle het ongemaklik gevoel. Maar Farao het steeds geweier om God te gehoorsaam. Toe stuur God 'n geweldige haalstorm. Groot haalklippe het uit die lug geval. Donderweer het gebulder, blitse het geblits. Dit was die ergste storm wat Egipte nog ooit gesien het. Maar Farao het nog steeds nie geluister nie. Daarna het miljoene sprinkane oor Egipte gevlieg. Hulle het al die plante en oeste opgeëet. Die lande was amper leeg, maar Farao wou nog steeds nie luister nie. Toe het iets baie vreemd gebeur. Middel in die dag het dit pikdonker geword. Vir 3 dae lank. Niemand kon mooi sien nie. Maar weet julle wat? Waar God se volk gewoon het, was daar nog lig. God het sy kinders beskerm. Toe het God vir sy volk gesê om hom te vertrou. Hulle moes 'n spesiale teken op hulle deurkosyne sit. Daardie nag het God sy mense veilig bewaar. Die volgende oggend het Farao uiteindelik besef dat hy teen God beklei het. Farao het vir Moses gesê: "Gaan, vat julle mense en gaan." Na baie jare was die Israeliete uiteindelik vry. Kan julle dink hoe bly hulle was? Die Israeliete het hulle goed gepak. Hulle het saam begin stap. Mans, vroue, kinders, oumas en oupas, skape, bokke, donkies, almal het saam op pad gegaan. 'n lang ry mense het deur die woestyn gestap. Maar hulle avontuur was nog nie verby nie. Voor hulle was daar nog 'n groot wonderwerk: die Rooi See. Onthou om te subscribe dat jy nie die gebeurtenis mis nie. Kom ons bid nou saam. Oogies toe. Liewe Jesus, baie dankie vir hierdie mooi Bybelverhaal. Dankie dat U ons elke dag liefhet en altyd by ons is. Help ons om U te vertrou, om vriendelik te wees en om die regte dinge te doen. Seën asseblief almal vir wie ek lief is en almal wat vandag op my pad gekom het.
help my om môre 'n seën vir ander te wees. Vergewe asseblief al ons sonde en help ons om môre beter te wees as vandag. Hou ons asseblief styf vas vanaand. Ons is baie lief vir U. Amen. Lewensles. Maatjies, hierdie storie leer ons iets baie belangrik. Selfs wanneer mense nie na God luister nie, bly God altyd getrou. Hy sorg vir sy kinders. Hy hou altyd sy beloftes. En wanneer ons op God vertrou, maak hy 'n pad, selfs waar daar geen pad lyk te wees nie. God het Moses uitgestuur met sy liefde, hoop en vuur. Farao wou nie luister nie, maar God het gesê, vertrou op my. God het 'n plan vir ons, God het 'n plan vir jou. God het 'n plan vir almal, hy bly altyd getrou. God bly ons elke dag met liefde groot en trou. Ons vertrou vir altyd op hom, want God is altyd naby. Israel weggestap op God se pad, stap vir stap. Hy het hulle veilig gelei en sy liefde was altyd by. God het 'n plan vir my, God het 'n plan vir jou. God het 'n plan vir almal, hy bly altyd getrou. God bly ons is altyd naby.